dag wat die Here gemaak het. Kom ons wees bly en verheug daarin. Kom ons gee hom al die lof en eer van ons harte vanoggend vir sy goedheid, sy guns, sy barmhartigheid, sy liefde en sy trou. Ek nooi julle uit om saam met ons sy naam groot te maak en lekker saam te kan sing. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg dat ons vanmôre U naam kon geëer, geloof en geprys het. Waarlik, Here, U is goed. Dankie dat U voorsien, onderneem en altyd daar is vir ons. Ons kom vanmôre met vrymoedigheid na U toe en verklaar U as die koning van ons lewens. Here, dankie dat ons versoeke na U toe kan bring. U ken ons harte, U ken ons uitroepe, U ken ons begeertes. Ons vra dat U vir ons op unieke en wonderlike wyse sal onderneem en sal voorsien, sodat U naam daardeur verheerlik mag word. Here, baie dankie dat ons U woord nou kan bedien, en ek bid dat U woord vanmôre ons sal versterk, sal verkoop, en dat ons weer opnuut met entoesiasme tot U en met U sal spreek. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek wil graag vanmôre met U praat oor die gedagte gebed as 'n lewenswyse. Wanneer bid U en ek? Normaalweg is mense geneig om te bid wanneer dit met hulle goed gaan, om dankie te sê. Mense is geneig om te bid wanneer dit met hulle sleg gaan, want hulle wil graag hê
dat die omstandighede of die situasie moet verander. Maar ons kry baie keer die idee dat gebed vind net sekere tye plaas. Dat dit net by sekere geleenthede van pas is. En terwyl gebed behoort eintlik 'n lewenswyse van u en my elke liewe dag te wees. Dis nie noodwendig net nodig dat ek alleen in die binnekamer moet afsonder nie. Ja, dit is ook nodig. Maar dwars deur die dag, waar ek beweeg, waar ek gaan, wat 'n situasie ek beleef, kan ek met vrymoedigheid tot die Here bid en met die Here praat. Die Bybel vertel vir ons van 'n man wat baie gebid het. 'n Man wat sy hele lewe eintlik aan gebed gewy het. Hierdie was 'n baie belangrike staatsman. Hy was vir meer as 40 jaar koning en het regeer oor sy volk. En te midde van dat hy 'n staatsman was, te midde van dat hy 'n volk geregeer het, is hy 'n uitstaande kenmerk in sy lewe dat hy gedurig deur gebid het en met God gepraat het. Ek praat vanmôre van die man, die koning Dawid. Dawid was 'n man wat die Here aanbid het en tot die Here gebid het. Ons lees in die Bybel dat ongeveer 73 psalms is deur Dawid geskryf. 73 gebede wat hy aan God opgedra het, wat vir ons in die woord bewaar is, wat u en ek vandag nog kan gaan lees. Ons lees ook in die ander Bybelboeke waarvan Dawid vertel word, dat hy ook dikwels die Here in gebed genader het. Met ander woorde, vir Dawid was dit nie net sekere tye en sekere geleenthede nie. Gebed was vir Dawid 'n lewenswandel met die Here. Ek wil vra dat u saam met my sal lees die bekende Psalm 23. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en u staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Hierdie bekende Psalm 23, wat ons so goed mee bekend is, wil ek eintlik vandag mee begin en sê, dit was Dawid se gebedsverklaring. Hier verklaar hy sy lewe van toewyding aan die Here. Vir Dawid het dit gegaan om die Here bo alles en almal te eer en te aanbid. Daarom begin hy met hierdie Psalm, deur te sê die Here is my herder, en hierdeur wil hy as koning en regeerder 'n verklaring maak. Hierdeur wil hy as 'n staatsman wat groot sukses behaal het, wil hy verklaar en sê, maar dis nie Dawid wat so wonderlik was nie. Dis nie Dawid wat al die dinge reg gekry het nie, maar dis die Here aan wie Dawid behoort, die Here wat Dawid aanbid. En in sy gebed skroom Dawid om dit bekend te maak dat hy waarlik weet dis die Here wat sy herder is en niks en niemand anders nie. Hierdeur wil Dawid in sy gebed verklaar, Here, net u alleen is die een wat vir my sorg, wat my dra, wat my behoed, wat my bewaar, wat my beskerm, wat in die krisisure van my lewe daar is. Wanneer ek gaan deur die dal van doodskaduwee, is u by my, en wanneer u met my is, dan dra u vir my, en u sorg vir my, en in sy gebed doen hy hierdie verklaring. In jou gebed vanmôre, sal jy ook kan verklaar, as jy so deur jou lewe kyk, en sê ek kan 'n verklaring aflê. Ek kan ook vanmôre bely sy grootheid. Ek kan ook vanmôre bely sy almag. Ek kan ook vanmôre uitroep bo alles en bo almal, waarlik, die Here is my toevlug, is my rots, is my vesting. Saam met Dawid wil ek die Here die lof en die eer toebring. In die woord van die Here lees ons daar
wanneer Dawid en Samuel 'n lofprysingslied sing tot eer van die Here, dat Dawid 51 verse gebruik om die grootheid en die almag van die Here te beskryf, en hy loof die Here vir wat hy alles vir hom gedoen het. Wanneer 'n mens dit lees en daarna kyk, dan wil 'n mens amper dink dat dit net met Dawid goed gegaan het. Maar Dawid het ook die negatiewe kant van die lewe ervaar. Dawid se lewe was dikwels bedreig deur Saul, deur vyande en dan deur sy eie seun Absalom. Maar telke male in al hierdie gevalle is dit Dawid wat sy toevlug neem in gebed na die Here. Dawid roep uit na die Here om redding en bewaring. In Psalm 17 begin Dawid en bid, hy sê, Here, hoor 'n regverdige saak. Kyk na my hart, Here, toets my en sien dat daar geen weg is wat van U af wegwys nie. En dan roep hy uit en sê, Here, bewaar my te midde van al hierdie dinge, soos U oogappel. Berg my onder die skadu van U vleuels, te midde van die wat my lewe mag soek. Wanneer Saul met alle geweld en afguns Dawid wil doodmaak, is dit Dawid wat in gebed gaan bid. In Psalm 59 praat hy met die Here en hy sê, Here, hoor, sien raak, die vyand trek teen my op, die vyand ruk op om my te vernietig, o Here. Maar dan sê Dawid nooit die naam van Saul nie. Maar vir Dawid het dit nie gegaan oor die vyand nie, maar vir Dawid het gegaan dat die Here sy God vir hom sal intree en vir hom sal onderneem. En wanneer Saul sterf en Jonathan ook sterf, is dit Dawid wat in rou gaan oor dat hulle dood gemaak is. Dis Dawid wat treur oor hulle. Dis Dawid wat bid en treur. Want Dawid het geweet, daar was 'n tyd dat Saul ook God aangeroep het. En Dawid het besef, Saul het verkeerd gedoen, maar hy roep die Here aan vir Saul. Dawid het hom nie verlustig toe Saul dood is nie. Nee, hy het sy toevlug geneem in gebed na die Here en vir Saul en vir Jonathan ingetree. Net so lees ons toe Dawid in sy eie huis probleme ondervind, sy eie seun, sy lieflingskind, sy mooiste kind. Die Bybel sê Absalom was besonder mooi. En Dawid was baie lief vir Absalom. Maar Absalom het teen Dawid in opstand gekom en hy het die volk omgekoop om Dawid se koningskap omver te werp. Hy het so ver gegaan om die volk om te koop om Absalom tot koning te verklaar. En wat doen Dawid? Het Dawid na mense toe gehardloop? Het Dawid na allerhande uitweë probeer najaag? Nee. Dawid het voor die Here gaan bid en met die Here gepraat oor hierdie saak en hy die saak voor God gaan noem met die verwagting die Here sal ingryp om Absalom te hanteer. Dawid het nie die saak in sy eie hande geneem nie. En wanneer Absalom dan sterwe, dan is dit Dawid wat bid met groot berou uitroep, Absalom my seun, Absalom my seun. Geliefdes, wanneer u en ek sulke teenspoede in ons lewe ervaar, wanneer ons voel ons lewe wat ook weer ander bedreig, wat maak u en ek? Vir Dawid was daar net een saak. Vir Dawid was dit 'n lewenssaak om hierdie sake in gebed voor die Here sy God te noem en met God daaroor te praat. Ek wil jou aanmoedig in hierdie dag, jy kan met alles na God toe gaan. Jy kan oor alles met die Here praat. Praat eerder met hom, spreek eerder met hom, vra eerder dat hy sal ingryp en jou sal bewaar en sal beskerm. Dawid was ook 'n man
wat in gebed sy sonde skuld bely het. Dawid het 'n vrou lief gekry en hy het met haar oorspel gepleeg. En dan kom die profeet Nathan na Dawid toe en hy sê vir Dawid, wat het jy gedoen? En vertel hom 'n verhaal en aan die einde van die verhaal, dan sê Nathan vir hom, Dawid, jy's die man wat die skuldige is. Dawid, jy's die man wat oorspel gepleeg het. En geliefdes, Dawid het hom nie self weer regverdig nie. Dawid het nie probeer om te sê, maar jy weet, daar sekere redes hoekom dit gebeur het nie. Die Here moet maar nou aanvaar. Ek het hom maar net verkeerd gedoen nie. Die Bybel sê Dawid in Psalm 51 het voor die Here gaan intree en ek sê, Here, voor U alleen het ek gesondig. Vir Dawid was belangrik dat in die eerste plek sy verhouding met God reggemaak moes word. Maar hy doen dit in gebed. Omdat Dawid in 'n gebedsverhouding met God geleef het, neem hy sy toevlug in gebed na die Here sy God. Maar hy erken, Here, ek het U teleurgestel. Here, ek het gesondig voor U. Jy kan ook vanmôre jou tekortkominge, jou sonde, kan jy na God toe bring met alle vrymoedigheid. Want dis die een wat jou kan vergewe, dis die een wat jou weer kan herstel. En Dawid het dit besef. En in gebed bid hy sê, Here, skep weer in my 'n rein hart, o Here. Hy praat in daardie Psalm, hy sê, reinig my met hyssop. Hy sê, Here, neem asseblief net die Heilige Gees van my af weg nie, o Here. En Dawid kom na die een wat hy geweet het. Die een wat weer hom as Dawid sou oplig en hom weer sal aanneem en vergifnis kan skenk. Wat jy ook al in jou lewe mag gedoen het, wat jy ook al gemaak het, daar's môre vergifnis by Jesus Christus te kry. Maak nie saak wat was jou oortreding nie, maak nie saak wat jy gemaak het nie. As jy na hom toe kom vanmôre, as jou hemelse Vader, as die een met wie jy in gebed lewe, kan jy met vrymoedigheid na hom toe kom in gebed en hierdie saak regmaak. Begin by die Here om die saak reg te stel in gebed. En dan wanneer die kind gebore word wat uit hierdie oorspel verwek is dit Dawid wat weer gaan bid en vas voor die Here. Want Dawid geweet hierdie kind was baie siek. En hy praat met die Here en hy deel met die Here oor hierdie kind. En die Bybel sê die amptenare van Dawid het hom nie gepla of gehinder nie, hulle het hom alleen gelos. En toe dit bekend word dat hierdie kind dood is, het Dawid opgestaan en uitbeweeg. En almal het gewonder, maar Dawid, hoekom het jy getreur terwyl die kind geleef het? Hoekom het jy gevas terwyl die kind geleef het? En dan kom Dawid met die woorde, nie woorde van die Here het hom weggeneem nie, nie woorde van opstand teen die Here omdat die kind nie meer leef nie. Maar Dawid sê hierdie woorde, hierdie kind het heen gegaan, waar ek nog nie kan wees nie. En hy sal nie weer terugkeer nie, maar weet dit, ek gaan eendag ook daar wees waar hy is. Dawid het nie vir 'n oomblik getwyfel in dit wat God gedoen het nie. Dawid het nie vir 'n oomblik die Here sy God bevraagteken nie, maar Dawid het sy berusting gevind in die Here, in gebed en afsondering. Moontlik het jy ook 'n geweldige krisis in jou lewe om te hanteer. Moontlik het jy ook 'n geweldige las op jou skouers. En jy weet nie hoe gaan jy daarvan ontslae raak nie. Jy weet nie hoe moet jy voortgaan met hierdie lewe nie. Kom vanmôre na die Here.
Kom soos 'n Dawid en gaan bid en sonder af voor die Here, dat jy weer jou vrede kan vind in dit wat die Here wil doen en sal besluit. Dawid het ook in sy nood, in sy uur van angs, in gebed voor die Here vertoef. Ja, daar was tye in Dawid se lewe wat hy ook depressief was. Daar was tye in Dawid se lewe dat hy self negatief gevoel het. Daar was tye in sy lewe wat Dawid homself aangespreek het. Maar die Bybel beskryf dit so mooi in Psalm 86, wanneer Dawid met die Here praat. En hy bid tot die Here. En hy sê, Here, help my. Here, wees my genadig. Here, U is groot en geweldig. U doen wonders. Maar Here, sien my nood, sien my ellende. Hy sê in die Psalm, Here, ek is elendig. Dawid het sy persoonlike frustrasies, sy persoonlike belewenis, sy persoonlike ongelukkighede, het hy ook voor die Here sy God uitgepraat. Gebed is 'n lewenswyse, my liewe toehoorder. Gebed is nie net vir sekere tye nie. Gebed is gedurig deel van my en jou lewe. U en ek kan gedurig in gebed met die Here gaan praat. Selfs toe Dawid in hom as persoon teleeggestel was. Selfs toe Dawid in 'n krisis benoudheid met homself verkeer het, het hy nie gehuiwer om te sê, Here, doen vir my 'n wonderwerk. Here, U is groot, U is magtig. Here, U kan my hier uit haal en weer oplig tot eer van U kosbare naam. Dawid het ook 'n gebedsversoek tot die Here gerig. En geliefdes, baie keer wanneer u en ek 'n gebedsversoek tot die Here rig, verwag ons 'n positiewe antwoord. Veral as dit 'n goeie saak is. Dawid kom en hy sê, ek wil graag vir die Here 'n tempel bou. Ek wil vir die Here 'n huis bou, waar God aanbid kan word, waar God se teenwoordigheid beleef kan word, waar hy gedurig deur toegesing kan word. En dan stuur die Here weer Nathan na Dawid. En Nathan kom met hierdie boodskap na Dawid en sê, maar die Here sê, Dawid, jy sal nie die huis bou nie, Dawid. Dawid, jou nageslag sal die voorreg hê om 'n tempel vir my te bou, maar nie jy, Dawid nie. En in sekere sin kon Dawid teleeggestel gewees het. 'n Mens kon amper Dawid jammer gekry het, want sy motief was suiwer en sy begeerte was om die Here daardeur te eer en te verheerlik. En geliefdes, baie keer in my en jou lewe wil ons ook dinge vir die Here doen, goeie dinge. En dan werk dit nie altyd so uit nie. En dan laat die Here dit ook nie so toe nie. En ons wil partykeer vra daaroor en ons wil eintlik in opstand kom, ons raak ongelukkig daaroor. Dis tog mos 'n goeie saak. Maar wanneer Dawid na die Here toe gaan en sê, Here, ek loof U en ek prys U as my Heer en my God. Dawid sê, Here, ek berus by U besluit, want U weet die beste. Dawid sê, Here, ek verheug my daarin, dat die geslagte na my wel die tempel, die huis van die Here sal bou. Dawid het berusting gevind by die Here sy God in gebed. Dawid het ook in een Psalm eintlik 'n lewensverklaring gemaak. Psalm 39 skryf Dawid hierdie kosbare Psalm oor God se alomteenwoordigheid. Dawid het God altyd en oral beleef en ervaar.
En hy skryf hierdie gebed, hy sê, Here, waar ek ook al mag gaan, en waar ek ook al mag vertoef, U is daar. Hy sê, die gedagtes is nog net by my aan die opkom, en U weet my gedagtes, U ken die woorde wat ek wil uitspreek, U ken my ingang, U ken my uitgang, Here. Here, U weet alles van my. Hy sê, waarheen sal ek vlug van U aangesig? Dawid sê, al gaan ek by die uiterste van die aarde, ook is U daar. En ek al daal ek neer in die doderyk, ook daar is U, o Here. Dawid sê, Here, U het my so wonderbaarlik gemaak, kunstig geweef het U my gemaak. En daardeur verklaar Dawid, dat niks in sy lewe is verborge vir die Here nie. En in gebed, toen hy hierdie belydenis sê, Here, ek erken U is alomteenwoordig. En dan roep Dawid uit, hy sê, ondersoek my. Kyk of daar 'n weg is by my, wat van U af wegwys, o Here. Hierdie man wat gedurig gebid het, hierdie man wat gedurig met God gepraat het, sy uitroep en begeerte was, Here, na alles, na al die gebede wat ek gebid het, na al my lewe aan U gewy, Here, ek wil tog hê, kyk of daar 'n weg is wat wegwys van U af. Ons is geneig om baie keer te sê, Here, kyk hoe wonderlik het ek U gedien. Here, kyk hoeveel het ek gebid. Here, kyk hoeveel ek het opgeoffer. Here, sien raak wat ek alles al te wille en vir U naam gedoen het. Maar Dawid, na alles wat hy gedoen het, en in sy lewenswandel met die Here, het dit anders gesien. Hy het eintlik gebid en sê, Here, kyk of daar nie dalk nog iets is. Kyk of daar nie nog iets in my lewe is, wat nog nie so aan U toegewy is nie. En vanmôre vra ek vir jou, liewe toehoorder, jou gebedslewe, is dit 'n lewensverhouding met die Here? Sal jy ook jou toevlug in alles vind, in gebed, met die Here? En kan jy ook vanmôre sê, ondersoek weer my hart, ondersoek my lewe, en kyk of daar 'n weg is, wat van U af wegwys. Here, sonder U kan ek nie lewe nie, sonder U kan ek nie wandel nie, maar met U, Here, sien ek kans vir elke dag in my lewe, want U is my vesting, U is my beskermheer, U is een wat altyd daar is vir my. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons 'n lewe van gebed kan hê. Baie dankie, Here, dat ons gedurig met U kan praat. En hierdie dag en hierdie môre wil ek vertrou dat ons elkeen ons weer eens opnuut sal verbind tot 'n gebedslewe met U en saam met U. Dankie, Here, ons is altyd by U welkom. En Here, dankie dat ons in gebed ons hart, ons lewe, ons sake met vrymoedigheid aan U kan bekend maak. Ons loof U saam met Dawid om te kan sê, die Here is my rots, die Here is my heil. Ek loof die Here, my God. Ons dank U, Here. Amen.